Vriende, ons begin vandag 'n 12 weke reis deur die 10 gebooie en ja, 12 vir die 10 gebooie want ons het die eerste week wat nou vanoggend is nodig om julle so 'n bietjie te oortuig dat 'n in diepte reis deur die 10 gebooie 'n goeie ding is en die laaste week het ons nodig om nadat ons nou gehoor het hoe nie een van ons regtig vreeslik mooi hou by hierdie 10 gebooie nie en dat 'n mens maak nie saak hoe hard jy probeer nie daarmee sukkel dat daar dan ook goeie nuus is. So ons sal die laaste week bietjie tyd rondom daai goeie nuus spandeer. Maar jy sal nou miskien vanoggend vir my kan vra, hoekom die 10 gebooie de Bois? Dis 2024, hoekom moet ek iets wat 1400 voor Christus neergeskryf is, in Hebreëus, bo op 'n berg, iewers in 'n Midde-Oosterse woestyn, met die waarskynlike doel om 'n klomp bekleierige, wispelturige en primitiewe familiegroepe wat pas 400 jaar slawe was in Egipte, te help om 'n bietjie orde te skep en 'n nuwe identiteit te vorm. Hoekom is dit relevant vir my lewe vandag in 2024? Hou op hierdie 10 ou koeie uit die sloot uit probeer grou. Nou het ek besluit, ek gaan nou 'n deal maak met julle as dit nou is hoe julle voel daaroor. As enigeen van julle nou kan opstaan en vir my in volgorde met die oorspronklike woorde die 10 gebooie kan opsê, dan sal ons die volgende 12 weke iets anders doen. En die teikers. Nee, alright. So ek wil julle nou vandag bietjie oortuig hoekom dit 'n goeie idee sal wees dat ons nou vir die volgende ruk tyd hierin spandeer. Die boek wat ons gaan gebruik om as onderbou vir ons reeks deur die 10 gebooie, die ou wat hom geskryf het, sy naam is Michael Horton. En die boek se naam is The Law of Perfect Freedom. Ek gaan nou ietsie daaroor sê en die subtitel van die boek is Relating to God and to Others. J.I. Packer sal party van julle miskien erken. Hy's 'n baie gerespekteerde ou afgestorwe teoloog. Hy skryf die voorwoord van hierdie boek en ek wil net sy eerste paragraafie vir julle lees en so ietsie net sê oor 'n paar van die goed wat hy daarin noem. The first thing to say about the 10 commandments is that they exist. And their status is that of divine command. They are not Moses' bright ideas, but God's, nou weer groot woorde hier, categorical requirements. Wat beteken dit? Kategoriese vereistes. Dit beteken net dis sy ondubbelsinnige vereistes. Helder en duidelik, sonder enige skuiwergate, dit is wat God van ons verwag. Dis nie, ag as jy wil, hier is 'n oulike voorstel, dis wat hy van ons verwag. Scripture affirms that the 2 tables of the law were written directly by God. Thus God told the world what sort of behavior pleases him. He made this very clear by his 10 prohibitions of any other sort of life. Daar in Eksodus sien ons dat God het met sy eie vinger op die kliptafels die 10 gebooie neergeskryf, toe hy dit vir Moses gegee het, en hy het daardeur vir ons baie duidelik gesê, wat se tipe lewe is dit, wat hom behaag, wat hom plesier, en wat se tipe lewe dit nie doen nie. Though stated as part of God's covenant with Israel, the Decalogue, nou Decalogue is net 2 Griekse woorde, Deca wat beteken 10 en Logos wat beteken woorde, in Hebreëus sien jy die, lyk meer na 10 woorde as 10 sinne, die 10 gebooie so die 10 woorde. The Decalogue shows God's will for all his human creatures, nie net vir Israel in Exodus 20 nie. All his human creatures and is thus the place where all mankind's moral and spiritual education needs to begin. That was true in Moses' day and just as true in ours. Ek is besig met 'n audioboek van 'n man met die naam Jonathan Pennington en die audioboek se naam is Jesus the Great Philosopher. En die ou maak die punt in die boek dat wat God vir ons deur die Bybel wil gee is 'n omvattende lewensfilosofie, 'n omvattende manier van lewe. En Jesus sê dit net so mooi in Johannes 10 vers 10, hy sê ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Soos iemand vir jou ooit vra, wat is die doel van die inhoud van die Bybel? Dit is God wat vir ons wil sê, dit is hoe die lewe in oorvloed lyk. Die belangrikste punt wat ons by hierdie moet maak, hier by Johannes 10 vers 10, is God het ons geskep en God het ons bedraad. Met ander woorde, God bepaal hoe en onder watter omstandighede ons as mens kan floreer. Ons as mens 'n lewe van oorvloed kan leef. Deur die geskiedenis, elke keer wanneer die mens dit vir hulle self probeer definieer het,
het hulle gemors daarvan gemaak. Het hulle self seer gemaak en het hulle die mense rondom hulle seer gemaak. Want dis net God wat bepaal het hoe 'n lewe lyk volgens ons bedrading wat ons op die ouend gaan laat floreer. En dan verduidelik hierdie Jonathan Pennington in sy boek dat hierdie omvattende lewensfilosofie wat God vir ons in die Bybel gee, basies ook 'n antwoord is op die 3 groot vrae wat die groot denkers deur die geskiedenis oor nagedink het. Die eerste vraag is, wat is die diepste werklikheid? What is reality? What is really real? Die ou Griekse filosoof Thales, so 600-700 voor Christus, het gesê, die diepste werklikheid, die fondasie van alles, waaruit alles anders ontstaan is water. Na hom toe kom Pythagoras en hy sê, nee, alles dit bestaan uit nommers. En toe kom Plato en hy sê, nee, daar's 'n wêreld van forme, en die regte wêreld is afgelei van hierdie wêreld van forme. En Aristoteles kom toe na hom en sê, nee, alles wat jy met jou sintuie kan sien, hoor, voel, proef, vat, dit is die werklikheid. Wat glo ons as Christene? Ons glo die diepste werklikheid is God. Alles kom van hom af. Hy is die begin, hy is die einde. Kolossense 1:17 sê vir ons, alles word deur sy magswoord in stand gehou. Daar is geen groter werklikheid nie en daar is ook geen werklikheid sonder God nie. God is die fondasie van alles wat bestaan. Hy is die diepste werklikheid. Die tweede vraag is, wat is goedheid? What is goodness? En natuurlik daarmee saam, wie is werklik 'n goeie mens? So die vraag na wie het wanneer besluit, hoe lyk 'n goeie mens en wat is goeie gedrag? Natuurlik 'n verskriklike belangrike vraag, wanneer 'n mens wil bepaal hoe jy in die wêreld as 'n goeie mens wil leef. Ons wil in vandag, en seker maar alle tye voor dit, altyd self besluit het, wat is 'n goeie mens? Die kultuur wil self besluit, hierdie is 'n goeie mens. Romeine 3 sê vir ons, daar is geen goeie mens nog ooit gewees, behalwe Jesus. So, hoe definieer ons dan goed? En die derde vraag hang hiermee saam, is wat is geluk? Of wat maak dat 'n mens floreer? En God gee vir ons deurgaans in die Bybel 'n antwoord op hierdie tweede en derde vraag. En ons kan dit veral wanneer ons die 10 gebooie lees, kan ons dit aflei. Wie is werklik 'n goeie mens? En wat is goeie optrede wat lei na om te floreer? Na die lewe in oorvloed. Die Bybel sê vir ons, die goeie mens is, en die mens wat werklik welaf is die een wat in die regte verhouding met God leef. Die een wat in die regte verhouding met die diepste werklikheid leef, en nie daarteen probeer beklei, of daarteen probeer stry nie. Mense wat welaf is, mense wat goed is mense wat in die regte verhouding met God leef. En as jy in die regte verhouding met God leef, wat ons daarvan aflei is, dan leef jy ook in die regte verhouding met God se skepsels en met God se skepping. So dis soos julle sien, dis 'n omvattende lewensfilosofie. Net om terug te kom by J.I. Packer se laaste stelling. The Decalogue shows God's will for all his human creatures and is thus the place where all mankind's moral and spiritual education needs to begin. En dit is hoekom ek glo die volgende 12 weke waar ons 'n bietjie tyd spandeer in die 10 gebooie so verskriklik belangrik is. 2 redes. Eerste rede is, die 10 gebooie is waar ons weer begin leer wat dit beteken om mens te wees, soos wat God heel aan die begin bepaal het, die mens moet wees. Dit gee vir ons 'n prentjie van God se idee van hoe die mens moes gewees het van die begin af. So die 10 gebooie gee vir ons die fondasie vir ons optrede in hierdie wêreld. Tweede punt is die 10 gebooie is ook die fondasie vir ons, groot woordjie, spiritualiteit. Wat is spiritualiteit? Spiritualiteit is die vraag hoe my verhouding met God op die eind my verhouding met ander mense en met die res van die wêreld bepaal. So spiritualiteit is net my verhouding met God en hoe dit my verhouding met die wêreld en met ander mense op die eind bepaal. Soos wat Michael Horton, wie se boek ons gaan gebruik, in sy subtitel sê, Relating to God and to others. Dis waarmee die 10 gebooie ons help op die eind. En natuurlik, dit is heel toevallig Jesus se 2 fokusareas, wanneer hulle van hom vra, wat is die grootste gebod? Dan sê hy vir hulle, julle moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod, en die tweede een wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. So ek hoop julle is nou al so 'n bietjie aan die oortuig
dat dit 'n goeie ding sal wees om tyd te spandeer vir die volgende paar weke aan die 10 gebooie. Dat dit nie maar net 'n klomp stowwerige ou wette is, ou koeie wat ons nie uit die sloot uit moet grou nie. En nog 'n ding wat ons deurgaans in die volgende klompie weke gaan sien, soos wat ons hierby stil staan, is dat, soos wat ons nou vanoggend met die poppekas ook gehoor het, dis nie 'n klomp wette wat ons wil bind, of ons op een of ander manier wil verslaaf nie, of al die pret uit die lewe uitsuig nie. Wanneer ons gehoor gee aan God se wet, dan is dit iets wat ons vrymaak. Dan is dit iets wat ons 'n ware en 'n oorvloedige lewe wil gee, en wat ons help om veilig te kan leef volgens God se wil in hierdie wêreld. Hy praat van the law of perfect freedom. Dit klink mos vir mense so half snaaks, 'n wet wat vryheid gee, maar dit is presies wat God se wet is. The law of perfect freedom. En dan sal mense kon sê, ja, maar dis Ou Testament. Ons is mos nou mense van die Nuwe Testament. Baie interessant, 9 van die 10 gebooie word net so gesaghebend in die Nuwe Testament aan ons opgedra as dit is die fondasie vir jou gedrag as Christen, soos wat dit in die Ou Testament gedoen word. 1 is ons nie meer veronderstel om aan gehoor te gee soos wat mense voor Jesus se tyd aan gehoor gegee het nie. En dit gaan interessant wees as ons daarby kom. Dit is natuurlik eer jou vader en jou moeder, jong kinders. Nee, dit is nie. Julle moet maar wag en sien wanneer ons daar kom. Dit gaan ook 'n lekker gesprek wees. Nou die res van die boodskap wil ek so 'n bietjie tyd spandeer aan om te praat oor wat dit beteken vir ons om die regte ding te doen, om 'n goeie lewe te leef. In 2019 het ek een van daai boeke gelees wat julle ook al seker so 'n boek in jou lewe gehad het, wat 'n geweldige impak gehad het op die manier hoe ek dink oor die lewe en hoe ek dink oor my geloof. En dit is N.T. Wright se boek gewees, After You Believe. En hy vra basies die vraag in die boek, ek glo, wat nou? Ek het nou tot geloof gekom in God, wat beteken dit nou vir my lewe vorentoe? After You Believe. En ek wil julle ook vanoggend graag uitnooi met die vraag, ek glo, wat nou? Hoe moet my lewe nou vorentoe lyk, in lyn met, om te kan sê, ek glo? Wat staan 'n Christen te doen, nadat hy of sy hulle geloof in God bely het? En ek het ook in die begin van die jaar 'n podcast begin, en nadat 'n mens in die podcast se naam was, Idees het gevolge, en nadat ek nou so 'n bietjie 'n paar van die episodes gedoen het, het ek iewers op 'n nadink oor die inhoud van die podcast, het ek op 'n aanhaling afgekom wat aan Leo Tolstoy opgedra is, die ou wat War and Peace geskryf het. En hy het die vraag gevra, hoe sal ons dan leef? Hoe sal ons dan leef? En hy stel hierdie vraag as 'n uitdaging aan sy gehoor. Hy sê vir hulle, watter verskil maak dit? What difference does it make? As jy 'n boek gelees het, of as jy 'n stuk skrif gelees het, of as jy 'n novel gelees het, nadat jy die ding gelees het, so wat? Wat 'n verskil maak dit? Hoe sal ek dan leef in die lig van wat ek hier gelees het? Hoe gaan ek nou my lewe leef? Hoe gaan ek anders dink? Hoe gaan ek anders dink oor die lewe wat ek leef, na aanleiding van dit wat ek hier gelees het? En dit is hier, ek dink, in die antwoord op hierdie twee vrae. Die een wat N.T. Wright vra, ek glo, wat nou? En wat Leo Tolstoy vra, na aanleiding van wat ek sê maar gereeld in die Bybel lees, of oor God hoor, hoe sal ek dan leef? In antwoord op hierdie twee vrae, waar God, deur die getuienis van die skrif, ons uitnooi tot 'n lewe wat hom verheerlik. 'n Lewe waar ons hom kan geniet, vir ewig, en dit kan hier en nou begin. Dallas Willard, nog 'n ander belangrike Christen filosoof, teoloog, wat in die vroeë 2000s oorlede is, hy het gesê, ons kan nou reeds die ewige tipe lewe leef. Wanneer begin die ewige lewe? Die ewige lewe begin die dag wat jy jou hart vir die Here gegee het, nie eers die dag wat jy doodgaan nie. Dis maar net die oorgang. Die ewige tipe lewe begin die dag wat jy jou hart vir die Here gegee het, en jou lewe begin leef, soos wat hy dit aan jou opgedra het om te leef. En dis miskien veral in die 10 gebooie, dat ons die herontdekking van die relevantie van die 10 gebooie vir ons daaglikse lewens, dat ons hierdie lewe van vryheid, hierdie ewige tipe lewe begin leef, en dan sien ons, die 10 gebooie is nie 'n stok om ons mee te slaan, soos wat ons dalk iewers gehoor het toe ons jonger was, of dit dalk die rede was dat ons opgehou aandag gee daaraan. Dit is nie 'n stok om ons mee te slaan nie, maar is 'n staf waarmee God ons wil nader trek na hom toe.
Ek onthou toe ek en my vroutjie so na die einde van ons universiteitsloopbaan toe begin beweeg het en 'n mens nou moet begin dink aan ons lewe en ons toekoms saam. Wanneer gaan ons trou? Waar gaan ons aansoek doen vir werk? Waar gaan ons bly tot ons dalk werk gekry het? Wat gaan ons maak vir geld voordat ons werk gekry het? Dat ons in hierdie proses geweldig gesteld was daarop dat ons niks vir ons toekoms wil beplan of vir niks geleenthede wat oor ons pad kom ja wil sê as ons nie vas oortuig is dit is God se plan A vir ons lewe nie. Ons wou nie settle vir God se plan B of vir God se plan C vir ons lewe nie. Ons wou ons beywer vir die heel beste wat God vir ons in gedagte gehad het. En dit het ons natuurlik geweldig moeg gemaak. Hierdie soeke na God se, wat 'n mens baie keer hoor, God se perfekte wil vir jou lewe. Het ons nie dalk nou skeef getrap met hierdie besluit nie. Sou daar nie dalk meer seën vir ons gewees het as ons daai oorweging eerder gevat het nie. Moet ons nie bietjie terughou op hierdie aanbod om te sien of God nie 'n beter ding oor ons pad gaan stuur nie. Jy is heeltyd besig om jouself te second guess, want ek wil tog net nie links of regs skeef aftrap van God se perfekte wil vir my lewe, sy perfekte plan vir my lewe nie. Nou natuurlik is die soeke na God se perfekte wil vir my lewe 'n baie 'n kernaspek van disippelskap. Maar dit is baie maklik om dit 'n verskriklike subjektiewe oefening te maak. So lees die teeblare en miskien werp die lot, alright Here, as hy op 6 val dan sit hy ja en as hy op 1 val dan sit hy nee. Hier is die vraag, okay, go. Of jy jou oë toeknyp dalk in die Bybel oopmaak en jou vinger neersit en sê, alright Here, as ek nou my oë oopmaak en ek lees hierdie ding, dan weet ek dit is wat U nou vir my wil hê. En dan lees jy daar so in Esegiel 4 vers 12, omdat Esegiel gewoonlik so in die middel van die Bybel is, waar 'n mens mos nou oopslaan wanneer jy nou 'n random bladsy soek, en dan lees jy wat Esegiel, daar's die Here vir Esegiel gesê het, jy moet die kos gebruik in die vorm van brood, en dit gaar maak op die droë uitwerpsel van mense, waar almal dit kan sien, en dan gryp jy jou gietysterpannetjie in die arklobadkamer toe. Nee, sies. Gedurende die laaste 12 jaar het ons beskouing van God se plan A vir my lewe redelik verander. En dit is waar Deuteronomium 29 vers 29 hierdie denke skuif vir my baie mooi verwoord. Wat verborge is die Here ons God se saak. Wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang, sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. Nou hierdie staan aan die einde van Deuteronomium 29, waar God sy verbond met Israel na die 40 jaar in die woestyn, net voor hulle nou in Kanaan moet ingaan, weer herbevestig, hernie, en vir hulle sê wat hy van hulle verwag, en die beloftes, en die verantwoordelikheid, en die verpligtinge daar rondom. En dan kan ek myself altyd so half indink, dat die Israeliete, wat nou deur hierdie 40 jaar proses is, daar voor die Jordaan te staan gekom het, en by hulle self gedink het, Here, 40 jaar in die woestyn kon definitief nie U plan A vir my lewe gewees het nie. Honger, sonbrand, skurwe lippe, en oorlog is definitief nie U perfekte wil vir my lewe nie. Wat moet ek doen om op hierdie plan A paadjie, wat U vir my lewe het, te kom? Wat sê Deuteronomium 29 vers 29? Daar is 'n onderskeid tussen dit wat verborge is, dit wat weggesteek is, en dit wat openbaar is, dit wat helder en duidelik is. Dit wat verborge is God se saak. En al wat ek kan doen, is om hom daarmee te vertrou. Maar dit wat openbaar gemaak is my saak. En dit is maklik om te bepaal wat openbaar gemaak is. Die 10 gebooie is een van die kernfasette van die goed wat God aan ons geopenbaar het. Ek is vas oortuig oor die Bybelse waarheid dat God in beheer is van elke liewe tree van my lewe tot by die onbenulligste details. Maar in sy alwysheid het hy besluit, daai details is nie my saak nie. Daai tree wat hy al lank vooruit van weet en beplan het, is nie my saak nie. En dit is waar, as dit waar is, dat God in beheer is van elkeen van my tree, dan is daar nie iets soos God se perfekte wil vir my lewe, waarvan ek per ongeluk kan afstap, of wanneer ek dan nou weer iets anders doen, weer kan inklim nie.
as ek net die tekens wat God vir my stuur goed genoeg kan lees nie. Want God sê vir ons in Romeine 8 vers 28, en dit moet vir ons almal 'n groot gerusheid gee, dat hy selfs sonde, boosheid en swaar kry ten goeie kan gebruik in hierdie lewenspad wat hy vir ons uitgesit het. En hierdie denke skuif van ek moet soek na God se perfekte wil van my daai verborgde wil vir my lewe na nee, my fokus is veronderstel om die geopenbaarde goed te wees. Hierdie denke skuif haal 'n geweldige las van ons ouens wat so angstig is oor ek moet doodseker maak ek bly op hierdie perfekte plan wat God vir my lewe het. Daal daai geweldige las van ons skouers af. Want dit plaas ons soeke na God se wil nie op 'n subjektiewe gevoel of 'n subjektiewe daai stemmetjie wat ons baie keer verkeerdelik aan die Heilige Gees opdra nie. Dit plaas nie ons fokus daar nie. Dit plaas ons fokus op wat het God aan my geopenbaar? Dat ek dood eenvoudig in die skrif kan gaan lees en sien dit is wat hy van my verwag. Dan sê Michael Horton dit so mooi, hy sê we may not get an advanced copy of God's game plan as to the people, the places, occupations and moves he has in our future. But we already have more than we seem to have digested in God's revealed word concerning the direction of our lives as Christians. Die denke skuif. Die verborgde goed is God se, vertrou hom daarmee. Maar die geopenbaarde goed is joune. Fokus daarop. Grou jouself daarin. Twee tekste wat hierdie beginsel vir my baie mooi uitspel altyd is eerste een is Genesis 17 waar God by Abraham kom. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom geskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, leef voor my en wees onberispelik. Wat sê God nie vir hom nie? Hy sê nie vir hom nie, alright, luister Abraham, ons gaan nou hiernatoe, dan gaan ons daar kamp opslaan, dan gaan ons daai ouens verower, hier 'n put grawe en jou skapies gaan daar in die veld wy. Hier is die game plan, val in. God doen nie dit nie, wat sê hy vir hom? Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, leef naby my en wees opreg. Fokus op die goed wat ek aan jou geopenbaar het. Los die geheime plan wat ek vir jou lewe het vir my, vertrou my daarmee. Doen die regte ding. Hier is die punchline vir die preek. Doen die regte ding. Soos ek jou gewys en geleer het. Oomblik vir oomblik en vertrou my vir dit wat daar voor lê. Die tweede teks is Micha 6 vers 8. Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Hy sê nie figure uit wat my perfekte plan vir jou lewe is en sorg dat jy nie links of regs daarvan afwyk nie, anders kan jy nie my seën ontvang nie. Hy sê doen die regte ding soos ek jou geleer en gewys het, oomblik vir oomblik en vertrou my vir die uitkoms daarvoor. En dan nog 'n bonusteksie ook. Ek het 'n reel gekyk, soos wat ons millennial dominees mos maar maak. En op die reel was daar 'n pastoor wat my aanvanklik vreeslik ontstel het met wat hy gesê het, tot ek geklik het, maar hy sê eintlik presies net dit, hierdie denke skuif waarvan ek nou gepraat het. Fokus op dit wat God geopenbaar het, moenie worry oor die geheime plan wat hy vir jou lewe het nie. So iemand kom na die ou toe en hy sê vir hom, wat is God se wil vir my lewe? En die ou sê, God se wil vir jou lewe, sover dit jou aangaan, is whatever. Is wat ook al. En die ou sê te vir hom, hoe kan jy dit sê, dis verskriklik, dis respekvol, en minagtend teenoor God. En hy maak Kolossense 3 vers 23 oop, en as jy vergeet wat se teks dit is, want dit is 'n verskriklik belangrike teks, dis die Tazen teks, 3 to 3, né? Boom tot boom, 3 to 3, okay? Kolossense 3 vers 23, die Tazen teks, whatever you do, wat ook al julle doen, werk met geesdrif, soos vir die Here, en nie soos vir mense nie. Wat is God se wil vir jou lewe? Sover dit jou betref, Christen, is God se wil vir jou lewe, whatever. Wat ook al jy doen, sê God, doen die regte ding, soos ek jou gewys en geleer het, oomblik vir oomblik, en vertrou my met die toekoms daarvoor. So wat is ons groot uitdagings wat hierdie denke skuif betref? Ons het 3 groot uitdagings. Die eerste uitdagings is,
Ons soeke na God se geheime plan vir ons lewe kan baie maklik in die pad kom van ons soeke na God se geopenbaarde wil. Ons kommer oor, is my lewe op die spoor, my besluite, my beplanning, my inspanning, waar ek maksimum seën en maksimum geluk uit God uit kan put? Ons fokus lê daar in plaas van, het ek in hierdie situasie God se lig laat skyn? Was ek in daardie gesprek sout wat smaak gegee het? Was God verheerlik deur my optrede daar? Leef ek afhanklik van God of vertrou ek op iets buiten God om vir my te sorg? Dit is die vraag wat ons eerder moet vra. Daai denke skuif. Baie keer kom ons soeke na God se geheime plan vir ons lewe in die pad van ons gehoorsaam wees aan dit wat hy in elk geval aan ons geopenbaar het. Vind gerusheid en vryheid daarin dat God se verborge, God se geheime, versteekte plan vir my lewe 100% in sy hande is. Fokus jy, Christen, op wat God wel aan jou geopenbaar het. Die tweede ding wat baie keer in die pad staan van hierdie denke skuif is, ons is Bybels ongeletterd oor God se geopenbaarde wil vir ons lewens. Hoekom? Meeste van ons het baie respek vir die Bybel, né? Hy het sy plekkie daar op die boekrak en hy word af en toe afgestof en ons sit nie 'n koppie koffie op hom neer nie, respek vir die Bybel. Maar ons lees en bestudeer dit nie meer self nie. Ons lees eerder 'n dagstukkie, want dis vroeg in die oggend, die kinders moet aangetrek word en is hastig op pad skool toe, en dan sit werk en die res van die week gou 'n dagstukkie. Of ons luister na kitspreekies, net iets om my bietjie te motiveer vir die dag, net so 'n slagspreekie wat ek saam met my kan vat. Of ons kom so sporadies in die kerk, dat ek hier in die middel van die dominee se reeks inval en nie 'n idee het hoe ons tot hier gekom het en hoe ons en waarheen ons op pad is nie. Dis nou lekker met die 10 gebooie, want jy kan gelukkig Eksodus 20 toe gaan en sê, okay, ons is dan nou deur gebod nommer 1, 2, 3 en 4 en hier is 5, 6, 7, 8 en 9, 10 wat nou voor lê. Ander reeks is nou weer iets anders. Maar ek kan nie vir julle verduidelik, en ek sê dit met baie liefde en 'n groot glimlag op my gesig, hoe frustrerend dit vir my baie keer is, en ek dink vir ander dominees ook, as jy dae se moeite en jare se studie in 'n preek of in 'n reeks indruk, en dan bel of WhatsApp iemand jou maandag of dinsdagoggend, en hulle vra vir jou vraag waarop die antwoord is, ons het gister in die diens daaroor gepraat, jy was nie hier nie, waar was jy? Of, luister, ons het verlede jaar 'n hele reeks hieroor gedoen, maar ek onthou, jy was 1 of 2 van die 7 daar, en dis hoekom jy nie weet wat jy aangaan nie. Maar dan maak ons maar gewoonlik moeite om die vraag mooi te antwoord en sê, gaan lees hier, gaan luister daar, hier is die YouTube reeks se link, gaan kyk gou-gou, want liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, het God gesê, is ook deel van sy geopenbaarde wil vir hoe dominees met hulle lidmate moet werk. Dis die tweede uitdaging. Die derde uitdaging is, te veel van ons Christene baseer ons besluite en ons optredes en ons lewenskeuses op ons ervarings en op ons gevoelens, in plaas van op God se geopenbaarde wil vir ons lewens. Soos wat Duf gemaak het, ek sal dit sonder die reëls reg kry, sonder die tou. Ek wil dit so doen, en niemand gaan vir my vertel nie. Dis hoe ek daaroor voel. En dit kom in die pad van, om God se geopenbaarde wil vir ons lewens na te jaag. 2 weke terug het ons so 'n bietjie gepraat oor, hoe ons as Christene onsself bevind in hierdie wêreld. Hierdie kultuur wat besig is om totaal en al gesekulariseer te raak, selfs die plekke wat 'n mens gedink het nog redelik Christendom is. En die aanhalingkie wat ek vir julle aan die einde van daai preek gegee het, is eintlik vandag ook vreeslik relevant. Jonathan Cahn wat gesê het, we live in an age of desecration. Alles wat mooi is, word lelik gemaak. Alles wat goed is, word sleg gemaak. Alles word omgedop. Alles word omgekeer. Mans word vrouens en vrouens word mans. Alles word omgekeer. We live in an age of desecration. Therefore, we must all the more strongly become a people of consecration. En dit is hoekom ek dink 'n fokus op die 10 gebooie nou so verskriklik belangrik is. Hoe meer die wêreld absoluut hulle kop verloor, al hulle wortels uittrek, al hulle ankers laat vaar, hoe meer moet ons as Christene getrou begin leef aan dit wat God aan ons opgedra het,
die lewe wat ons moet leef in hierdie wêreld. Hoe meer moet ons lig en sout wees. All the more become a people of consecration. So dit is my hoop en my gebed, dat jy vanoggend ook opgewonde is oor die reis wat ons nou vir die volgende, kyk vandag ons nou week 1 hierdie, so vir die volgende 11 weke, deur die 10 gebooie gaan reis, en ook sien dat dit verskriklik nodig is. Ek beloof ek gaan vir julle baie interessante goed vertel, dit gaan nie boring wees nie. Maar die fokus net van om volgehou, oomblik vir oomblik in toewyding aan die Here te leef en jou geheim en God se geheime plan vir jou lewe ten volle in sy hande oor te laat en hom daarmee te vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om toegang te hê tot duisende jare se geskiedenis waar U aan U mense U wil geopenbaar het. Dat dit vir ons behoue kon bly. Hierdie woorde wat U met U eie vinger daar op Sinaï neergeskryf het op 2 kliptafels. En die voorreg wat ons het om vir die volgende klompie weke daardeur te werk. Here, my gebed is dat dit nie maar net iets is wat ons onthou van ons Sondagskool daar af, wat nie meer lekker relevant is vir die moderne lewe hier in 2024 nie, Here, maar dat ons opnuut sal besef hoe belangrik dit is vir ons as Christene om 'n lewe van toewyding aan U openbaring te leef. Al hoe meer sout en al hoe meer lig in 'n wêreld wat laf geraak het en 'n wêreld wat die donker lief gekry het. Here, ons bid vir vaslegging van die inhoud oor die volgende klompie weke en dat ons ook kontinuïteit sal hê in die bywoon van die eredienste, Here, of ten minste na die tyd te luister as ons nie hier kon gewees het na die opname, sodat ons regtig saam met mekaar kan groei in dit wat ons die volgende klompie weke gaan hoor. En seën ons asseblief daarin ook, Here, as gemeente en as familie. Ons bid dit in U naam. Amen.